Hoofnuus vanaand, die ANC moet vernuwe of sal wegkwyn. Qantas stel 'n direkte vlug tussen Johannesburg en Perth bekend. En spoortoerisme herleef in die tuinroete. Goeienaand en welkom by die nuus. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê die party gaan vergaan sonder vernuwing. Die ANC se swak vertoning in die verkiesing vir hierdie jaar is uiteengesit by sy nasionale hoofraadvergadering in Boksburg aan die Oosrand. Die ANC se partystruktuur is verswak en die drie-party-alliansie is ook wankelrig. Afgevaardigdes is aangesê om die moontlike gevolge te ondersoek van die SA Kommunistiese Party se besluit om die verkiesing volgende jaar op sy eie te beslis. Ramaphosa het ook uitgelig hoe onlangse tussenverkiesings in verskeie dele van die land aangetoon het hoe verdeeldheid kiesers verwar en lei na swak vertonings. Unless the ANC succeeds in renewing itself, we will perish. Die ANC-president het opnuut gekap na organisasies soos AfriForum met aantuigings dat hulle waninligting oor 'n sogenaamde wit volksmoord versprei. Hy sê die boodskap word voortgedra deur die Amerikaanse president Donald Trump. The vehement opposition by some groups to our policies of transformation and redress conveniently align with wider notions of white supremacy and white victimhood fed by false claims of the persecution of white Afrikaners in our country. The propaganda of these false claims has real implications for our sovereignty, international relations, and national security. Volgens Ramaphosa moet die boodskap van vervolging van wit mense teëgewerk word deur 'n internasionale teeninligtingsveldtog. This is a campaign that needs to be launched not only in our country, but globally as well, particularly to address the false notions that some globally are perpetrating about what is happening in South Africa. Die ANC-president voer aan dat Suid-Afrika se natuurlike hulpbronne aangewend moet word in die hernubare energieveld. Beleggings van meer as 100 miljard rand is gedoen in hernubare energievermoë in die Oos- en Noord-Kaap. Die rede vir die 17% daling in verkiesingssteun vir die ANC is bespreek, insluitend die stigting van die MK-party, werkloosheid, lae ekonomiese groei, swak dienslewering en korrupsie. Die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, sê 3 mense is geïdentifiseer vir die sluipmoord op Marius van der Merwe, wat as getuie D vir die Matlanka Kommissie van Ondersoek getuig het. Van der Merwe is Vrydag aand deur verdagtes met 'n AK-47 aanvalsgeweer in 'n koel reën voor sy huis in Brakpan afgemaai. Masemola het vandag in Saulsville in Pretoria een van die 3 verdagtes is reeds deur die polisie as deel van hulle ondersoek ondervra. Masemola het ook gesê die polisie is oortuig daarvan dat hulle binnekort 3 verdagtes in hegtenis sal neem in verband met die massaskietery in Saulsville Saterdagoggend wat die lewens van 12 mense geëis het. Nog 13 mense is ook in die voorval beseer. 'n Klag is ook gelê teen die eienaar van die taverne waar die skietery plaasgevind het. With the latest incident, we do agree that we must intensify our operations much more than what we are doing. We are still investigating the motive for these incidents, but however, we do have an idea of what may have led to this incident. However, intelligence is still gathering and analyzing information that has been received. In no time, we are confident we will find 3 suspects, which we do have an idea who they are. Die 5 beskuldigdes wat na bewering by die werwing van Suid-Afrikaners vir die Rusland-Oekraïne-oorlog betrokke was, is op borgtog vrygelaat. Die streekhof in Kempton Park het borgtog van R30.000 toegestaan aan beskuldigde 1 in die saak, die SABC vryskut radioaanbieder Nkululeko Matula.
Beskuldigde 2 moes R15.000 opdok, terwyl die ander 3 beskuldigdes op borgtog van R5.000 elk vrygelaat is. Die staat beweer Mantula is die baasbrein agter die werwingsskema. Die saak is tot Februarie volgende jaar uitgestel vir verdere ondersoek. Die regsverteenwoordigers van die Kaapstadse burgemeester, Jordan Hill-Lewis, sê die vertragings in die tuisteringssaak teen hul kliënt is 'n misbruik van die regstelsel. Dit volg nadat 'n inwoner van die moederstad wat 'n tuisteringsaansoek teen die burgemeester gebring het, nie gereed was om met die saak in die Bishop Lywes Landdroshof voort te gaan nie. Die inwoner van die Botha-sig omgewing voer aan dat wetstoepassers male sonder taal na sy huis gestuur is, sonder enige gronde. Die burgemeester het die inwoner vroeër uitgevra oor die aantal voertuie wat na die inwoner se huis gebring word. Na bewering was die inwoner besig met onwettige bedrywighede. Die saak sou vandag aangehoor word, maar die inwoner se regsverteenwoordiger het gesê hulle wag op finansiële instruksies. Die hof het gehoor dat die inwoner na 5 maande steeds nie antwoordende beëdigde verklaringe ingedien het nie. Dit ondanks 'n beslissing dat dit teen 18 November gedoen moet word. The applicant has not filed any affidavits or papers and has delayed the matter a number of times. This is an abuse of the court process and an attempt to deflect from running of an illegal business and must stop. The mayor addressed and reported these illegal business activities as any councillor is expected to do. Die hof het gewaarsku dat 'n kostebevel teen die aansoeker vir die vertragings kan opgelê word. Die saak is tot 16 Januarie uitgestel. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die verhoor van 3 mense wat beskuldig word van die inbraak en diefstal van buitelandse valuta op president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala is in die Modimolle Landdroshof in Limpopo uitgestel. Die saak is tot 13 Januarie uitgestel omdat daar nie 'n Ovambo-tolk beskikbaar was nie. Al 3 beskuldigdes is Namibiese burgers. Beskuldigde nommer 3, Nindlela Nasos Joseph, was ook nie in die hof omdat hy ongesteld is. Die polisie in Limpopo ondersoek 'n skietvoorval by die Retawi polisiekantoor buite Tzaneen, waarin 2 polisiebeamptes dood is. 'n 41-jarige sersant het sy lewensmaat, 'n 31-jarige konstabel, by die polisiekantoor doodgeskiet en homself daarna doodgeskiet. Die skietery volg nadat 'n klag van huishoudelike geweld deur die slagoffer teen die sersant ingedien is. 'n voortvlugtige 39-jarige man van KwaZulu-Natal se liggaam is gevind waar dit aan 'n boom gehang het in Umzuntu aan die suidkus van KZN. Die man en sy 32-jarige vriendin het Saterdag aand glo 'n argument gehad waarna hy haar veelvuldige male gesteek het. Hy het daarna 4 ander mense ook gesteek en op die vlug geslaan. Veldbrande word wêreldwyd as 'n groot bron van kommer gesien te midde van die aarde se veranderde temperatuur. Suid-Afrika sal 'n baie droë tydperk ingaan in die komende paar maande. Met provinsies soos die Wes-Kaap wat geneig is tot veldbrande, word 'n lang moeilike somer verwag. Die provinsiale regering het egter maatreëls ingestel om weerstand te bied. Die brandseisoen in die Wes-Kaap het gewoonlik in Desember begin en in April afgeneem, maar omstandighede het drasties verander. Ons sien brande reg oor die wêreld, baie meer groter brande. Ons het nou selfs hierdie afgelope 6 weke 'n baie vroeë brandseisoen wat ons beleef in die Wes-Kaap en ons samewerking met munisipaliteite, brandbeskermingsverenigings en sowel as die provinsiale regering hier in die Wes-Kaap is daarop gemik om seker te maak dat ons brande binne die eerste uur blus. Die provinsiale departement van plaaslike regering en omgewingsake sê nooddienste het meer as 11.000 veldbrande tussen November verlede jaar en April 2025 aangeteken. Hoewel daar nie ernstige beserings of sterftes was nie, is skade van meer as R300 miljoen aangerig. Beplanning is belangrik en vennootskappe onontbeerlik in die onvoorspelbare omstandighede.
Ons is gereeld besig om te investeer in opleiding en in toerusting, want dit moet ons in plek hê sodat ons klimaatsverandering kan aanspreek. En hierdie jaar, die jaar het vroeër begin. Ons het al in November meer as 6000 brande in Kaapstad gehad. So die manne en die vroue is besig. Dan moet ons ook besef daar's waterprobleme. Ons het genoeg water. Dis die bestuur van die water en dan vra ons die publiek moet saamwerk met ons. Sandparke maak hom ook gereed vir 'n bedrywige tyd met lugbystand wat op 'n gereedheidsgrondslag is. Die organisasie vra dat alle besoekers aan sy parke uiters versigtig moet wees in die natuur. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Net hierna sake nuus en die lugdiens Qantas stel 'n direkte vlug tussen Johannesburg en Perth bekend. Bly by ons. Welkom terug. Suid-Afrika se Departement van Toerisme in samewerking met die Australiese Departement van Handel en Toerisme het die Australiese lugredery Qantas se nuwe direkte vlug tussen Johannesburg en Perth bekendgestel. Die minister van Toerisme, Patricia de Lille, sê die vlug dien as oorbrugging vir dieper samewerking tussen die twee lande. In Oktober 2025 het 238,406,000 buitelandse toeriste Suid-Afrika besoek om vakansie te kom hou. Volgens de Lille stem Qantas se direkte vlugbekendstelling ooreen met een van die 5 pilare van die toerisme groeivennootskapsplan om toegang te vergemaklik. This include air routes, visas, and removing the hurdles that can make South Africa a destination of choice for business and leisure. Die vlug bied ook die geleentheid om handel tussen Suid-Afrika en Australië te bevorder. We've got this trade connection already, we've got the historical connections, we've got the people-to-people connection. Can you imagine all of the trade that we could do with these new flights with Qantas, bringing fresh Australian produce into Johannesburg and vice versa. De Lille sê Suid-Afrika se konnektiwiteit posisioneer die land ook as 'n toegangspoort vir reisigers van Nieu-Seeland. Sodoende word Suid-Afrika se voetspoor in die Oseanië-streek uitgebrei en word die land se mededingendheid as 'n gekose langafstandbestemming versterk. Eskom sê hy het 'n ooreenkoms bereik met Samancor Chrome en die Glencore Merafe Kroomvennootskap wat die aflegging van duisende werkers kan stuit. Die ooreenkoms sluit die moontlikheid van 'n verminderde kragtarief vir smelters in. Die nasionale energiereguleerder is besig om die aansoek vir 'n verlaagde kragtarief te verwerk. Die aankondiging is gemaak te midde van die metaalwerkersvakbond NUMSA wat na die Uniegebou in Pretoria opgeruk het. NUMSA sê die sluiting van smelters kan tot 'n afleggingsbloedbad in die ferrokroom-bedryf lei. We don't have a proper policy, industrial policy, vibrant industrial policy in the country. We don't have that policy. That is supposed to be making sure that mining doesn't decline, Comrade Ndazo, because we harbor many critical minerals that are critical for Europe, for Asia, for everyone else. Yes. That should ensure that smelters don't close. But we use those smelters as part of our beneficiation strategy and create employment in South Africa. That's the challenge we have. Instead, we are happy to export jobs to China. We are happy to export jobs to Thailand. We are happy to export jobs to India. We are happy to export jobs to Europe, where some of the minerals that are produced here get processed. We're happy to export our ferrochrome, our chrome. We're very happy when unemployment is over 30%. Eskom het in 'n verklaring gesê 'n ooreenkoms is met Samancor Chrome en Glencore Merafe bereik na verskeie gesprekke met die minister van elektrisiteit. Die partye het onderneem om binne 3 maande 'n oplossing te vind.
NERSA is currently processing an application for an interim tariff adjustment for the smelters. At the same time, government is working on a complementary mechanism to support a more competitive pricing path for the sector, which is expected to be finalized over the next 3 months. Once the interim tariff is approved, the smelters have committed to suspend the Section 189 retrenchment process and bring about 40% of their furnace capacity back online. As far as the actual MOU is concerned, obviously it happened while we are still busy with the march, but we have noted the move that now there's finally an MOU will in due course respond properly. Eskom sê hy bly daartoe verbind om industriële bedrywighede binne 'n wettige en volhoubare raamwerk te ondersteun. En nou vir 'n kykie na die markaanwysers. Spoortoerisme beleef 'n herlewing reg oor Suid-Afrika. En vandag volg ons die spoor tot in die Hesikwa distrik in die tuinroete streek van die Weskaap. Bekend as die toegangspoort vanaf Kaapstad na die tuinroete, staan die omgewing uit vir sy ongerepte natuurskoon. Der nie die belangstelling volg nadat Atlantic Rail onlangs begin het liewer om skouspelagtige ritte van Mosselbaai na Hesikwa aan te bied, wat treinliefhebbers, toeriste en gesinne lok wat op soek is na 'n unieke reiservaring. Omring deur die Indiese Oseaan en die Langeberg bergreeks is Hesikwa 'n streek van uitstaande natuurlike skoonheid. Met sy skilderagtige kus en kusdorpies, wat is 'n beter manier om dit te verken as per spoor? Spoortoerisme in die area het nostalgie laat herleef en nuwe passie onder entoesiaste aangewakker. Dit was toevallig wat ons gehoor het van die trein en toe sit nou die lekkerste uitstap hier so ver, ja. Ja. Wat is vir jou die mooiste wat jy gesien het langs die pad? O, jessie, seker die Gourits rivier waar ons is, maar al die views was mooi. En ja, daar's 'n lekker bar, drinks, musiek, ja, baie lekker dag gewees. Mooi pad en dit is 'n pad wat ou nie van die pad af sien nie. Soos 'n lekker treintoer hier deur Albertinia toe. En hoe is die ervaring sover? Baie lekker, baie lekker. Feesdag en ons net bly dit reën ook. As 'n feesseisoen lusmaker het die trein ook 'n draai gemaak by die Bon Wildreservaat buite Albertinia, om die asemrowende uitsig oor die majestueuse Gourits Montrivierbrug in te neem. Yeah, we had a fantastic welcome when we got to Albertinia. Yeah. And it's just the history of this area was around the trains, and the trains transported all the agricultural produce, and there used to be passenger trains. So hopefully in the future there'll be more fun passenger trains like this that will encourage tourism in this region. Hesikwa toerisme ondersteun die nuwe roete ten volle. Natuurlik dit bevorder toerisme vir die hele streek. Boonbehalwe die aantal voete wat na ons area toe kom, stimuleer dit ook natuurlik entrepreneurskap en die plaaslike ekonomie met fantastiese kos en eetgoed, drinkgoed en sovoorts wat hier by die pragtige Bon Game vandag beskikbaar is. Die Weskaapse regering het ook sy steun agter die inisiatief ingegooi. Dis mense wat eintlik honger is om ook op 'n trein te ry. Almal van ons ouers het vroeër jare op die trein gewerk en ons het op skoolvakansies lekker trein gery. Hierdie is nostalgie wat nou omskep word in ekonomiese ontwikkeling en die bevordering van toerisme en werkskepping hier in die Weskaap. Ook in die vooruitsig is 'n splinternuwe treinavontuur na Oudtshoorn in die Klein Karoo. Tanya Krause, SAK nuus, Albertinia in die Weskaap. Dankie dat jy vanaand saam gekyk het. Dis al van ons kant af. Sterkte met die week wat vir jou voorlê. Mooi bly. Goeienaand, welkom by die weer.
Vannag 'n 30 tot 60% kans vir reën word verwag in die noordoostelike dele van die land, andersins mooi weer in die westelike dele van die land. Vir môre steeds 'n 30 tot 60% kans vir reën wat verwag word in die noordoostelike dele van die land en dan môreoggend sien ons ook miskolle word dan verwag langs die plateaurand. Vir vannag en môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in die oostelike dele van die land. Dan is daar ook 'n waarskuwing vir weggolfveldbrande wat verwag word in dele van Vrystaat, groot dele van die Noord-Kaap en dan in dele van die Wes-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Pretoria maksimum van 31, Carletonville 15, 29 en dan Bronkhorstspruit het 'n maksimum van 30. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien enkele buie en donderbuie, Lephalale maksimum van 35. Messina 2037 en Polokwane 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 30. Mpumalanga, Imalahleni maksimum van 28, Secunda 1327 en dan Skukuza het dan 'n maksimum van 38. KwaZulu-Natal verspreide buie en donderbuie, Kokstad 1326, Ulundi 'n maksimum van 35 en dan sien ons Potchefstroom het dan 'n minimum van 18 en 'n maksimum van 28. In die Oos-Kaap, Holomo 1429, Graaff-Reinet 'n maksimum van 32, Makanda het dan 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 27. In die Wes-Kaap, Klein Willem 1332, Hermanus 'n minimum van 16 en dan Riversdal 1428. In die Noord-Kaap, sonnig in Springbok met 'n maksimum van 30, De Aar 'n maksimum van 33 en Kimberley 1936. Verspreide buie en donderbuie in Vrystaat, Welkom 1732, Bethlehem 1328 en Ficksburg 1428. Ten slotte Noordwes, Potchefstroom 1631, Tosca maksimum van 34 en dan Vryburg en Taung albei 1832. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.